Ek slaan my oë op na die berge. Here, en soos Dawid wil ons vra, waar sal ons hulp vandaan kom? Van die berge kom dit beslis nie. Maar ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat maar nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Amen. Geliefdes, deur 'n groet vir die genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons sing 'n loflied saam. Die volgende ene wat op die skerm is, Majesteit, en ons sing hom 2 keer tot eer van sy naam. Kom ons staan. Vriende, dis lekker om elke keer die doop te bedien. Ek wil vra dat Meent en Anja vir my voor die kansel verskyn en dan vir my op die volgende vraag dan net sal antwoord asseblief. Meent, toe lyk dit vir my, die meisiekind het haar pa om haar pinkie gedraai.
Is nie ma nie, maar pa. Ek soek vir papa. Nietemin, julle twee baie welkom met die doop van julle klein ding. Altyd 'n besondere geleentheid. Net vir julle as ouers nie, maar ook vir ons. Want op die manier praat die Here met elkeen van ons weer. Om te sê, maar ek het julle nie vergeet nie. Ons dink so. As dit so 'n bietjie opdraande gaan na buitekant, dan is dit baie vinnig geneig om te sê, die Here het iewers langs die pad, het die Here my naam vergeet. Maar kom ons hoor wat sê hy. Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en met ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, weet jy, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag. Nou as jy Galasiërs lees, dan hoor jy, deur Christus is ek en jy deel van die nageslag van Abraham. Gaan lees dit. Dink Galasiërs 3, sê dit baie duidelik. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en die Pasga as tekens gegee dat die verbond geldig is. En daarna het Christus gekom en het hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en die finale wyse kom bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal vir ons kom gee. Voor sy hemelvaart het die Here Jesus aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het vir hulle gesê, manne, gaan dan nou na al die nasies toe en dan maak julle die mense my disippels. Met ander woorde, maak hulle navolgers van my. Maak hulle beelddraers van my. Maak hulle die sout van die aarde. Maak hulle die lig van die wêreld. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en dan leer julle hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Leer hulle dit. En so het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en om ons te seën. Hy vereis nou van ons dat ons hom in dankbaarheid en in gehoorsaamheid dan sal dien en ons sal volg. Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees beteken en verkondig dat ons en ons kinders wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Die doop verkondig verder meer dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit. Ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van die verbond. Gaan lees 1 Korintiërs 7:13-14 in die verband. Was dit net jy, Anja? Of was dit net jy meen wat 'n verbondsouer was? Dan sê die Here, ekskuus, hierdie klein ding is myne. Gaan lees dit staan daar. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Dis wat die doop sê. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het, saam met hom begrawe is, en dat ons weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God kan leef. Dis die goed wat ons self moet leef, maar dis die goed wat julle by meent moet inskerp op sy lewenspad. Die doop is verder meer 'n seël van die inlywing in die kerk van die Here Jesus, en dit verplig ons om dan ook as lewende lidmate van die Here te leef. So jy word nie maar gedoop om te verdwyn nie, jy word gedoop as herinneringsteken om te onthou wat het God gedoen, en sodat jy met jou lewe en met jou nageslag hulle sal leer om te doen om in dankbaarheid en navolgers van Christus te kan wees. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, om moet vertrou en om moet dien. Dis wat my doop my heeltyd aan herinner. Verder meer kom sê die doop dat die Here ons deur hierdie sakrament kom verseker dat hy deur sy Gees in ons wil woon. Hy wil. Dit is sy begeerte. En ons lewens daagliks so regeer dat ons hoe langer hoe meer sy beeld sal vertoon. Want die Here is nie met jou klaar nie, is nie met my klaar nie. Ons sal eers as ons daarbo kom eendag kan weet, dan is ons klaar. Dan is hy ook met ons klaar.
Daarom kinders van gelowiges moet gedoop word, omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is julle gesinne, ekskuus julle, in die Nuwe Testament gedoop waar ouers tot geloof gekom het. Ek dink aan Lydia, die purperverkoopster. Ek dink aan Cornelius. Hy was 'n Romeinse soldaat, hy en sy gesin daar by Caesarea. En al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie, want dit het niks verander aan die geldigheid vir Isak nie. Isak was 8 dae oud toe hy besny is. Maar dit het nie ongeldig gemaak dat hy hom op 8 dae besny het nie. Trouwens, ek dink dit beklemtoon juist die feit, dit is God wat uit vrye genade, ook in julle kinders geval, die inisiatief neem in hulle verlossing. Maar die doop verplig ons om alles wat God ons skenk deur die genadeverbond, om dit, of althans die doop kom bevestig aan ons alles wat God ons kom skenk deur die genadeverbond, en hy kom maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus, genade. Genade alleen. Christus alleen. Geloof alleen. Hoor julle hierdie goed? Skrif alleen. Dis die goed wat ons moet hoor. Daarom kom verbind die doop die ouers. Anja, vir jou en meen om julle kinders groot te maak en hulle tot opgroei en hulle in te lig oor die betekenis en die eise van hierdie genadeverbond. Maar julle moet vir hulle voorbeeld wees in die uitlewing daarvan en hulle op te roep tot die toeëiening van God se beloftes. Dit beteken nie, jy gaan nie vir Anja kwaad word iewers langs die pad nie. En vice versa is dit ook waar. Wat het gebeur? Ek wil trouwens vra, ek wil nie laat die ouens hande opsteek nie. Maar ons raak vir mekaar kwaad. En ons sê goed wat ons nie moet sê nie. Dis gewoon waar. As daar iemand is wat dit nie gesê het nie, steek dit jou hand vanmôre of my op. Ek sal dit liewers nie doen nie. Maar die manier waarop ons met mekaar versoening deel, dit moet my kinders sien. Hulle moet kan sien dat 'n pa en 'n ma geef mekaar om. Die manier waarop julle met mekaar praat, die taal wat julle teenoor mekaar besig, bou dit of breek dit. En hulle leer dit by julle twee, hulle gaan nie op 'n ander plek sien nie. Ek weet die skool het natuurlik ook impak later, maar die oomblik as hulle kleuterskool toe gaan, dan kom hulle by die huis en dan hoor jy, ekskuus, waar kom hierdie goed vandaan? Dan moet jy weer terugbuig na wat jy hulle geleer het. Maar dis julle voorreg. En die Here vertrou julle twee om julle kinders te begelei op hierdie pad. Maleagi sê, die Here gee vir julle hierdie kinders, dat daar 'n nageslag sal wees as julle die dag nie meer daar is nie, wat hom sal eer. En as hulle die dag nie daar is nie, dat daar 'n nageslag sal wees wat hom sal eer. Dis julle roeping. Mag die Here vir julle ryklik seën op hierdie pad. Ek wil vra dat meent vir ons ingebring word, nie hierdie meent nie, die ander meent, hy vir ons ingebring word, en ons kan net so bly sit terwyl ons die volgende lied saam gaan sing, en dan gaan ek vra dat julle vir my op die volgende vraag daarna gaan antwoord. Kom ons sing die volgende lied asseblief.
Meent Anja, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons kinders waarborg, en aan ons al die gawes van die Here Jesus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik, en dit nie doen uit bygelowigheid of uit gewoonte uit nie, moet julle vir ons opreg op die volgende dan nou antwoord. Eerstens, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Tweedens, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. En derdens, beloof julle om hierdie kind van wie julle die vader en die moeder is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Meen? Anja? Ek wil nou vra terwyl ek afkom, dat die oupas en die oumas wat hier is, vir ons afkom, en saam hier voor by die doop vir ons kom staan asseblief. Vriende, voorreg, so 'n jaar terug, het ons vir Menke gedoop, onthou jy dit? Onthou jy? Kan nie onthou die, kan jy my onthou? Ek weet nie of jy my kan onthou nie. Maar nietemin die Here Jesus het vir ons die teken van water gegee, en ek dink die rede daarvoor is baie eenvoudig. Die bloed van offers, bulle en bokke, was vir jare lank die teken van reiniging, versoening. Maar dit kon nooit die skuld en die sonde van ons wegneem, dit kon nie. Maar die dag toe Christus sy lewe aflê, toe het hy bloed weggeneem. Want sy offer was 'n bloedige offer, wat volledig betaal het vir jou en vir my skuld. En in die plek daarvan het hy vir ons 'n nuwe teken kom gee. 'n Teken van water. 'n Teken wat 'n simbool is van reiniging. Nou word gedoop, mans en vrouens. Dis die voorreg wat ons het, en wat ons vanmôre het is 'n derde geslag. As ek dit reg lees, dis Meen Borgardus Borgerts. En hier is nog 'n Meen Borgardus Borgerts. En ons doop vanmôre 'n derde geslag. Meen Borgardus Borgerts, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit om te mag aanskou die grootheid van genade. Dis genade. God wat kies. Voordat ek kon kies, kies U my. Hoe groot, Here, is die liefde vir sondaar mense soos ons nie. U vra nie vir ons, word eers beter, meet word net eers beter, dan sal ek besluit oor jou nie. Nee, terwyl jy niks dalk verstaan nie, verbind ek myself in jou. Onderneem ek om vir jou 'n vader te wees, onderneem ek om saam met jou op pad te loop. Daarom wil ek jou seën met my teenwoordigheid. En ek kom bid, Here, dat U deur die Gees vir Meend en vir Anja
sal toebedeel met wysheid en met insig en met baie liefde, om vir hierdie kinders van hulle te begelei op die pad van die lewe. Om hulle te begelei om 'n nageslag te wees, wat U sal eer, wat U sal dien en wat U sal volg. Hoor ons as ons dit kom vra vanmôre, in diepe afhanklikheid, in die naam van Jesus, wat ons Here is. Amen. Okay. Baie geluk. Sien vir julle. Baie geluk. Is dit 'n boekie vir hom? Julle weet wat om te doen, julle die ander ook al gekry. Vriende, ek wil vra dat jy saam met my blaai dan nou na die Ou Testament toe, na die boek van Eksodus. Eksodus hoofstuk 34. Kom ons buig net die hoofde. Vader, baie dankie dat U vir ons lief het. Genade onbeskryflik groot het U aan ons kom bewys. En dit wat ons vanmôre gesien het, herinner ons aan wat U met ons elkeen kom doen het. Voordat jy kom kies, voordat jy kom vra, het ek reeds vir jou gekies. As jy daaroor twyfel, dan wil ek vir jou sê, jy is gedoop. Ek onthou, Here, Martin Luther het op 'n stadium in die tye van aanvegting en swaar kry in sy lewe, het dit op sy lesenaar uitgegrafieer. Ek is gedoop. En daarmee het hy probeer homself herinner aan God se beloftes vir hom, deur dik en deur dun. 'n God wat saam met hom loop, te midde van en ten spyte van. 'n God wat 'n belofte gemaak het, ek is met jou tot en met die volëinding van hierdie wêreld. Ek sal jou nie alleen laat en ek sal jou nie verlaat nie. Dis wie ek is. En nou kom bid ons in hierdie môre. Here, dat U deur die genade ook ons oë sal open om die grootsheid van U te mag ervaar en te beleef op ons eie lewenspad. En dat U in hierdie môre juis kom bouwerk doen in ons lewens, sodat ons inderdaad hoe langer hoe meer gelykvormig kan word aan die beeld van die Seun. Ontmoet vir ons rondom die woord in Jesus se naam. Bid ons dit. Amen. Ek wil vir u lees uit twee gedeeltes uit. Die een is primêr uit hoofstuk 34, maar die ander gedeelte is hier in hoofstuk 33 vanaf vers 7. Moses het 'n tent gevat en dit ver buitekant die kamp gaan opslaan. Hy het dit die tent van ontmoeting genoem. En elkeen wat na die wil van die Here wou vra, het na die tent van ontmoeting buite die kamp gegaan. En elke keer wanneer Moses na die tent toe gegaan het, het die volk opgestaan. Elkeen het by die ingang van sy tent bly staan en Moses agterna gekyk tot in die tent ingaan. Sodra hy ingaan, het die wolkkolom afgekom en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan. En dan het die Here met Moses gepraat. Wanneer die hele volk die wolkkolom by die ingang van die tent van ontmoeting sien staan, het elkeen by die ingang van sy tent gebuig in aanbidding. Die Here het direk met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Daarna is Moses terug kamp toe. Maar sy assistent, die jongman Joshua, seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. Nou wil ek vra dat die saam met blaai na hoofstuk 34 toe, vers 27. Die Here het toe vir Moses gesê, onthou nou, hy is nou die berg op,
Teken al hierdie gebooie op, want hierop berus my verbond met jou en Israel. En Moses was 40 dae en nagte by die Here. In die tyd het Moses geen kos geëet of water gedrink nie. Hy het die verbondbepaling, die 10 gebooie op die platklippe geskryf. En toe hy van Sinaï berg afgaan met die 2 platklippe in sy hand, die klippe waarop die getuienis was hy nie daarvan bewus dat sy gesig blink geword het nie, terwyl die Here met hom gepraat het nie. Toe Aaron en die Israeliete opmerk dat sy gesig blink, was hulle bang om naby hom te kom. Eers toe Moses hulle nader roep, het Aaron en al die leiers van die volk na hom toe gekom, en hy het met hulle gepraat. Daarna het al die Israeliete nader gekom, en hy het hulle alles beveel, wat die Here vir hom op Sinaï berg gesê het. Toe Moses klaar met hulle gepraat het hy sy gesig met 'n doek toegemaak. Wanneer Moses na die Here toe gegaan het om met hom te praat, verwyder hy die doek tot na sy terugkoms. Wanneer hy van die Here af terugkom, sê hy vir die Israeliete wat die Here hom beveel het. Wanneer die Israeliete sy gesig sien, blink, trek Moses die doek oor sy gesig, totdat hy weer met die Here gaan praat. Net tot sover ons skriflesing. Nou die tema wat ek gekies het vir vanmôre is om te praat oor die impak wat God op jou lewe het. Jou lewe 'n weerkaatsing van God se teenwoordigheid. Jou lewe 'n weerkaatsing van God se teenwoordigheid. En met die nadenke oor die teks en het ek myself gevra, wat het hier gebeur? En dit het my laat dink aan studente wat hulle self besig is om hulle te bekwam vir hulle beroep in die wêreld. Maar voordat hulle die wêreld betree van hulle eie beroep, is daar baie van hulle wat, en ek het nou nie 'n mooi Afrikaanse woord nie, maar die beste waarby ek kon uitkom is loopbaanobservasie. Job shadowing. Dan gaan doen hulle aan die einde van hulle jaar of deur die loop van die jaar, gaan doen hulle hierdie loopbaanobservasie. Dis goed wat hulle doen in hulle vakansietyd. Maar hulle doen dit saam met iemand wat reeds in die beroep staan. Iemand wat dieselfde werk voor gekwalifiseer is. Hulle sien en hulle hoor en hulle beleef wat in die beroep regtig gebeur. Dit is baie maklik om te sê, weet jy wat, ek gaan eendag dokter word, en ek gaan in die ongevalle werk, dis wat ek graag wil gaan doen. Totdat jy 'n loopbaanobservasie gaan doen het saam met iemand wat dit doen. Dan kom jy agter wat alles gebeur agter die skerms. Maar wat eintlik gebeur is, daar's 'n stuk voorbereiding wat plaasvind, omdat dit deel is van jou droom wat jy wil gaan verwesenlik einde van die dag. En Moses? Ek beleef iets van dit hier in die verhaal met Moses. Want die Here het Moses geroep en hy het die verantwoordelikheid gehad om die volk van die Here te begelei, om hulle met raad en met advies te kom bedien. Maar Moses het veel meer as menslike wysheid nodig gehad. Trouwens, ek wil dit waag om te sê, en ek dink ek hoef dit te waag om te sê nie, hy het goddelike wysheid nodig gehad. Hy moes gementor word om te verstaan wat sy roeping is.
En toe God hom geroep het aanvanklik vir hierdie roeping om die volk met raad en advies te bedien en te lei en hulle uit Egipte uit te lei, toe het Moses 'n klomp redes gehad waarom hy nie hierdie opdrag van die Here gaan doen nie. Ek onthou op een stadium dan sê vir die Here, en dis nou al etlike gesprekke, dan sê vir hom, Here, maar hy verstaan nie. Ek praat nie so maklik nie. Want hy het gehakel. En ek weet toe die Here vir hom op 'n stadium gesê, weet jy Moses, dis nie 'n probleem nie, jy het 'n broer. Ek sal jou ouer broer vat, en hy kan saam met jou gaan, maar ek roep jou. Wat Moses na gekyk het toe die Here hom geroep het, vir hierdie bediening aan sy volk, om hulle met raad en advies te bedien, het Moses gekyk na ability, na sy vermoëns. God het gekyk na availability, na beskikbaarheid. So Moses moes ontdek, maak nie saak wat jy gaan sê nie, God het jou geroep. En op 'n manier moet ons hoor, wanneer ons bely dat Jesus Here is, wanneer ons die teken dra, moet ek hoor, ek het 'n roeping van hom ontvang. Om 'n beelddraer van hom te wees in hierdie wêreld. Om iets van God se heerlikheid, iets van sy teenwoordigheid, deur ons in die wêreld gestalte te laat kry. Maar terug na Moses toe. Moses het nodig gehad om iets te doen. Hy kon dit nie uit sy eie doen nie. Ek het reg in die begin gesê, Moses het bo-menslike wysheid nodig gehad om hierdie volk advies en met raad te bedien. Wat doen hy? Hy gaan soek. Moses gaan soek die Here se aangesig op. Want hy het geweet, die Here is die een wat hom geroep het, maar wat hom sal toerus en hom sal bemagtig. Die Here het nie gesê, het jy sekere abilities, hy het gevra, is jy beskikbaar? En daarom dink ek moet ons verstaan, my kollega het laasweek oor wysheid gepraat. Om met wysheid te leef in hierdie wêreld, is om in God se teenwoordigheid te gaan staan. Om met wysheid te leef is om God se aangesig te gaan opsoek elke dag van jou lewe. Nou wil ek vir u sê, Moses was 40 dae en 40 nagte in God se teenwoordigheid. 40 dae. Daarmee wil ek nie sê jy moet jou 40 dae en 40 nagte gaan afsonder om in God se teenwoordigheid te gaan staan, om 'n beelddraer vir hom te wees nie. Maar ek dink dat die teks juis wil kom sê dat ons nodig het om tyd alleen met God deur te bring elke dag van ons lewe. Om tyd te maak om sy stem te kan hoor. Om sy hart op te kan verstaan. Die pad van die lewe. Ons het dit nodig. En dit is wat ons gedoen het. God se aangesig gaan opsoek. En hier in hoofstuk 33 hoor ek, elke keer as hy na die tent van ontmoeting toe gaan, wat het gebeur? Dan die wolkkolom wat simbool was van God se teenwoordigheid, afgekom. Ek hoor dit trouwens, Joshua, sy diensknegt, die seun van Nun, hy wou nie eers pad gee uit die tent van ontmoeting nie. Want iets besonders het in daardie spasie en daardie ontmoeting plaasgevind. Maar wat my opval in die verhaal, hierdie ontmoeting wat Moses met God het uitwerking op sy lewe gehad. Elke keer wanneer Moses tyd alleen in God se teenwoordigheid deurbring, en hy terugkeer na die volk, dan hoor ek dan staan hier, en sy gesig het geblink. Sy gesig het geblink. En ek dink dis wat 'n mens moet hoor en verstaan. Die impak van gemeenskap met God verander mense totale lewe. Dit verander jou perspektief op jouself.
Dit verander jou perspektief op die wêreld rondom jou, op ander mense wat jou pad kruis elke dag. Dit verander jou perspektief op die wêreld, hoe jy dit na kyk en dit interpreteer. Want iets van die Here kom gee af op jou lewe as jy met hom tyd spandeer. Hulle sê mos, 'n man en 'n vrou wat lank getroud is, hoe ouer hulle word, dan lyk hulle al hoe meer na mekaar. En dis waar. Dis die reine waarheid. En dit het met Moses gebeur. Iets het sy lewe verander. Want diegene wat Moses telke male na die ontmoeting met God gesien het, het geweet, en hulle het dit gesien. God het vir Moses aangeraak. Elke keer was dit die geval. Luister wat skryf hy hier in vers 13, 33 vers 13, en 15 en 16. Nie net het sy gesig het geblink nie, maar hoor wat gebeur in hierdie ontmoeting met God. Hy kyk anders na die wêreld en die mense rondom hom. As jy my dan goedgesind is, maak my u wil bekend, sodat ek u wil vir ander kan leer ken en doen wat u van dan verwag. Onthou tog, Here, onthou tog, hierdie nasie is u volk. Hoor jy die impak met die ontmoeting, maak sy perspektief anders. Hy kon net so daar gesê, Here, ek is klaar met hierdie ouens. Hulle hoor my nie. Ons is daar deur die Rietsee, toe weet jy hoe moeilik hulle was. Ons was op 'n stadium, toe daar nie water was nie, toe weet jy hoe moeilik hulle was. Hierdie ouens wil net nie hoor nie, Here. Hulle wil nie glo dat hy saam met ons op pad is nie. Wat hoor ek hier? Die ontmoeting wat hy met God het, verander sy perspektief. Sy perspektief op God. Hy pleit by hom om genade. Maar hy pleit by hom vir mense in nood, wat dit nie verstaan, nie beleef wie hy is nie. Want Moses sê vir hom, Here, as jy nie self saam gaan nie, dan moet jy ons nie hiervan af laat wegtrek. Ons is nie bereid, ek is nie bereid om hierdie volk 'n pad mee te loop, as jy nie saam met ons gaan nie. Dit was waar van Moses, maar dit is waar van Paulus. Toe die Here hom die dag op Damaskuspad voorgekeer het, was sy lewe daarna nooit weer dieselfde nie. Nooit. Sy siening oor homself het verander. Nou beskou hy homself as 'n slaaf en as 'n diensknegt van Christus. Hy kyk anders na mense. Paulus is nou bereid om sy lewe vir mense af te lê, in die tronk te gaan sit. En as die ouens hoor dat hy in die tronk is, dan sê hy vir hulle, asseblief, moenie die wapens opneem nie, moenie gaan toi daar buitekant nie, dit is nie nodig nie. Hier in die tronk is ek besig om die evangelie aandraai te bedien aan mense wat die Here nie ken nie. Is nie lekker om hier te wees nie, maar gebruik die geleentheid. Hy betaal 'n prys vir sy vryheid. En ek dink Paulus se hart oor wie God is, het verander. Want skielik sien hy hoe God se hart klop vir sondaars, mense wat verlore gaan. Hy onderneem 3 sendingreise. Die eerste sendingreis word hy verdood, buite aan die stad neergegooi. Nadat hulle hom gestenig het. Ek sou gesê het, as ek dalk Paulus was, ek teruggekom sê, dan, ek kom nie terug nie, laaste opdrag, Here, dit was goed genoeg. Paulus kom terug, hy onderneem 'n tweede, hy onderneem 'n derde sendingreis. Want hy verstaan God se hart. As dit die prys is wat hy moet betaal, dan betaal ek dit. Maar dit het hom getransformeer, God se teenwoordigheid. Want daar op Damaskuspad dan vra hy, wie is u Here? Dan is hy so blind dat hy nie kan sien. So blind soos 'n mol, vat hom weg. Dan word sy oë genees, dat hy kan sien, en daarna was Paulus net nie weer dieselfde nie. Nuwe mens. Ek dink aan Saggeus.
Hy's 'n tollenaar, ek bedoel, hy steel left, right en center, besteel hy die mens, skatryk. Skatryk. Biljoenêr in ons dag. Hy het gehoor van hierdie man. Maar ek dink die Saggeus het geweet wat hierdie ontmoeting, hoe dit sy lewe gaan raak. Maar die dag toe Saggeus uit die boom uitklim, en ek wonder of hy geval het uit die boom nie. Maar toe Saggeus die grond land en die Here vir hom sê, ek moet vandag in jou huis tuis gaan, verander sy lewe radikaal. Hy sê vir hom, Here, ek gee soveel nee, ek gee dubbel terug wat ek gesteel het van ander af. Skierlike verandering. Want hierdie ontmoeting wat 'n mens met God het, keer jou lewe onderste bo. Jy bly nie dieselfde nie. Daarom wil ek vir u sê, gemeenskap met God verander jou verstaan van jouself, dit verander jou verstaan van die mense rondom jou, dit verander jou verstaan van die wêreld rondom jou, dit verander jou verstaan van wie God is, wie hy is. Jy begin sy hartklop verstaan en beleef. Daarom wil ek vir u sê, om met wysheid op te tree, om met wysheid te lewe, vra dat ons God se aangesig, dat ons dit sal soek. Soek hom, maak tyd alleen met hom. Gaan sit soos wat was haar naam, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit het, omdat hy woorde van wysheid, van lewe met haar gedeel het. Gaan sit aan sy voete, kom leer by hom. Maar jy moet daar gaan sit. Die verandering gaan nie van self kom nie, kom in gemeenskap met hom, sodat jy sy hart kan leer ken, sy wil kan leer ken vir jou lewe. Daarom my gebed, my broer en suster en liewe jong mense. My gebed is dat die Here elke ontmoeting wat jy met hom sal hê, dat hy dit gaan gebruik om jou lewe en om my lewe so aan te raak, dat die glans van sy teenwoordigheid jou denke gaan aanraak. Dat die glans van sy teenwoordigheid jou doen en jou late gaan aanraak, dat dit gestalte gaan kry in jou lewe. Daarom my gebed dat die Here sy merkteken wat hy op ons lewens kom nalaat het. Jy is gedoop. Jy is gedoop. Dis 'n merkteken van God se genade. Mag daardie merkteken wat hy op jou lewe kom nalaat het, afgee op die lewens van elke mens met wie jy paai kruis. Beginnende by jou huis. Beginnende by jou huis. Meneer, doep. Jou verhouding met jou vrou. Al word ons mekaar kwaad, ons kan mekaar sê, dis jammer. Dieselfde ander kant toe om, met jou vrou, of met jou man, met jou kinders. Die ontmoeting met God, met hierdie goed omkeer. Daar by jou werk, die mense wat bokant jou is, hoe werk jy met hulle? Hoe praat jy met hulle? Hoe deel jy met hulle opdragte? Partykeer is 'n mens so besig met die opdrag, dat jy die mense wat bo en onder jou is nie altyd raak sien. Vanmôre sit Celia in die kantoor en sy is besig om iets te doen vir my. Maar ek het dan nie gesien en ek storm het en ek het net een missie. Ek het hier's 'n ding wat gedoen moet word. Sy groet, ek hoor niks. Ekskuus Celia. Dis die gesindheid waarmee ons met mekaar moet leef. By die skool, die onderwysers met wie jy, wat voor jou staan, die maats wat langs jou in die banke sit, hulle moet iets van die merkteken wat God afgegee het, van sy teenwoordigheid in hierdie ontmoeting, moet iets van dit, moet gestalte kry in jou lewe. Ewen in jou sosiale saamwees met mense. Moet die gestalte van Christus meer en meer word. Daarom my gebed.
mag jou lewe, mag my lewe die glans van sy teenwoordigheid elke dag weerspieël. Amen. Kom ons buig die hoofde. Hemelvader, ons vir U sê baie dankie vir genade wat U aan ons kom bewys. Ons gebed is, Here, dat die Gees ons gedagtes, ons woorde, ja, ons menswees sal rig net om een ding, en dit is om U te verheerlik. Maar dankie dat U alles gedoen het, alles in plek gesit het om ons toe te rus en te bemagtig. Help vir ons om tyd te maak, om stil te kan word in die teenwoordigheid, sodat U met ons kan kom praat. Here, en soms dink ek is een van die probleme as ons gaan stil word, dat ons net wil bly praat, en soms moet ons net by U gaan sit en stil word, om net in die teenwoordigheid dit te geniet, om na te dink oor die grootheid en oor die heerlikheid, dat dit oor ons kom spoel, op so 'n wyse, Here, dat dit letterlik 'n mens, wil ek amper sê, soos wat water 'n vuur skoon spoel, ons lewens net kom suiwer, sodat die beeld wat hieruit na vore kom, die van Christus sal wees. Daarom bid ons, Here, dat U ons elke dag genadig sal wees. Dat U ons sal toevou in die holte van die hand. En mag hulle, Here, wat swaar kry, hulle wat deur siekte en lyding gaan, mag hulle die teenwoordigheid van die op 'n kan ek sê intieme, intense manier, Here, beleef. Iets wat uniek is aan die eie openbaring aan hulle self, maar die sekerheid van ek is hier saam met julle. Ek is hier vir julle. Trouwens, ek het myself aan julle al kom verbind. Die dag toe jy gedoop is, het ek vir jou gesê, ek sal vir jou 'n God wees. Ek sal jou nie alleen laat, ek sal jou nie verlaat nie. Kom, Here, deur die Gees, rig ons lewens tot verheerliking van U naam. Vandag en môre, die toekoms in. Ja, laat hierdie gemeenskap van gelowiges 'n baken van hoop wees. Ek bid dit nie net vir Edenville gemeente nie, Here, maar ek bid dit vir die geloofsgemeenskap in Edenville. Mag dit 'n baken van hoop wees vir mense wat hier by ons verbykom, wat hier deur ons stad ry, sodat U gesien, gehoor en verheerlik kan word. Dis ons gebed in Jesus se naam. Amen. Ek wil vra, kom ons staan en dan doen ons belydenis asseblief van ons geloof in die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sluit af met die volgende lied, Helder skyn ons lig vir die nag, vir die nasies, die 5 verse daarvan asseblief.
Mag die genade van ons Here Jesus Christus en mag die liefde van God ons Vader en mag die gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en met die bly. Amen.